Môre broers en susters, ek vertrou, dit gaan goed met ieder en elkeen van julle. Ek praat nie vanoggend met mense wat nog in kerkbanke sit nie. Ek praat met die mense wat begin ontwaak het en wat begin het om die wette te volg en daarin te wandel. Hier is die mense, as jy nie van die mense is wat met die wet wandel nie, gaan my woorde vanoggend vir jou glad nie wees nie. Jy gaan nie verstaan waarvan ek praat nie. Hierdie is net mense wat oefen om gehoorsaam te word aan Vader. Dit is 'n boodskap wat ek aan julle wil rig, want ek sien dinge gebeur. Hierdie is nie geteken op iemand nie. Luister na die boodskap, toets die boodskap en oordink hierdie boodskap. Hoe beïnvloed die Messias se geboorte sy sending? Glad nie. Sy geboorteomstandighede verander nie sy roeping, sy doel of sy werk vir Israel nie. Wat bepaal die Messias sy identiteit en sy werk? Nie hoe hy gebore is nie, maar wat hy gedoen het, aan wie hy gestuur is en waarvoor hy gekom het, volgens die skrifte. Die Messias se sending bly dieselfde. Yeshua sê self, Matteus 15 vers 24, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis Israel. Die pad, roeping en bediening word deur Jahwe bepaal, deur God bepaal, nie deur die geboorte details nie. Ek gaan nie sê watter kant van die geboorte ek na toe gaan nie. Die punt hier is, die geboorte bepaal dit nie. Die Messias se werk bly dieselfde. Hy roep Israel terug na gehoorsaamheid aan die wet. Hy herstel die verbondbreuk, die skeiding tussen Jahwe en Israel, volgens Jeremia 3 vers 8 en Deuteronomium 24, is daar iets wat moet gebeur, gaan ondersoek die huweliksverbond. Hy leer die volk om terug te draai na Jahwe se weë. Hy bevestig die wet, Matteus 5 vers 17 tot 19. Hy begin die herstel van die verlore noordelike koninkryk, die Gentiles, die verlore skape tussen die Gentiles, né? Hy sê moenie by die Gentiles ingaan nie. Hy sê moenie, en dit is in Matteus 10, jy gaan lees vir jouself, moenie by die Samaritane ingaan, gaan na die verlore skape van Israel. So, hy is nie vir almal gestuur nie. Geen geboorte detail verander enige van hierdie werke nie. Wat van die maaglike geboorte debat? Wanneer mense fokus op dit, verskuif hulle die aandag van die werklike werk wat die Messias gedoen het. Wanneer jy worry oor die geboorte, gaan die Messias jou teen jou kop klap en sê, waaroor worry jy? Ek het nie gekom om jou te leer van geboortes nie. Ek het gekom om jou te leer van die wil van my Vader. Sy gehoorsaamheid, sy bediening aan Israel, sy vervulling van profesie as die herder, koning en ons priester, sy rol in die verbondsherstel volgens die wet. Die vraag hoe hy gebore is, maak geen verskil aan waarom Jahwe hom gestuur het nie. Ons almagtige God het 'n man uit stof gemaak. Hy kan vir hom oprig, die saad van Dawid net soos hy wil. Dit is die doel van daai persoon. En wat hy kom doen, en wat hy kom verrig, wat saak maak. Die essensie van die Messias bly, die geroep deur Jahwe, sy Vader het hom gestuur, om Israel terug te bring, die vaders se harte en die kinders se harte na mekaar te draai, net soos Elia gaan doen in die einde, om gehoorsaamheid te leer, aan die wet, om die verbond te herstel, om dit moontlik te maak vir Israel om terug te draai na Vader toe, om die verlore stamme te vergader, om vir hulle te sê, dis wat julle moet doen vir julle herstel, om die volk terug te diensbaarheid en geregtigheid te roep, né? Om Israel se vloek te dra, om ons borg te staan, dis wat belangrik is, daai naaste liefde wat aan miljoene Israeliete gewys het, wat hulle nie verdien nie. Hy was ons borg. Hy was die een wat het moontlik gemaak het dat ons kan terugdraai na hierdie wet, dat ons weer in die verbond kan gaan. Dit is die ware grootheid aan wat die Messias gedoen het, nie hoe hy gebore is nie. Dit is waar jy moet begin trane trek. Want wat hy daar gedoen het, is die grootste naaste liefde, wat enige iemand ooit gedoen het. Hy het sy lewe gegee vir miljoene Israeliete, selfs vir die wat het nie verdien nie. En hy het dit vrywillig gedoen. Hy het borg gestaan vir jou sondes. Dit moet jy nie van hom wegvat nie.
nie hoe hy gebore is nie. Die opsomming is die Messias se ware betekenis en sending lê in die detail van sy geboorte nie, maar in sy roeping, sy gehoorsaamheid, sy bediening aan Israel en sy rol in die verbondsherstel. Wat hy gedoen het en vir wie hy dit gedoen het, bly dieselfde. Maak nie saak van wat mense van die geboortedetail wil debatteer nie. Hou op debatteer oor die geboorte en draai terug na die wette en profete. En die broers en susters, wat praat teen iemand wat iets sê oor die geboorte en nie daarmee saamstem nie. Toets met die wet en profete. Volg daardie persoon die wet. Vertel hy jou om die wet te volg, want dit is wat die Torah volgens Deuteronomium 13 sê ons moet toets. En volgens die profete. So die wet en die profete, hy slag as hy sê hy volg die wet volg. Want dit was die sending van die Messias. Die Messias gaan nie, as jy vir hom sê, Messias, hoe was hy gebore, gaan hy sê vir jou, maak dit saak. Waar staan jy met jou vader se wette? Hoe ken jy jou wette en loop jy in daardie wette? As jy gevoelig is oor hierdie topic wat ek oor praat, draai terug na die wette. Gaan bestudeer die wette, want daar is 'n struikelblok ergens in wat jy glo. Die wat weet dat die Messias gekom het om ons terug te roep. Halleluja. Prys die Vader vir sy seun wat hy gestuur het om ons te kan herstel, om ons hierdie kans te gee om borg te staan van ons, dat ons weer in daai verbond kan intree. Die enigste mense wat dink jy maak die Messias minder, is mense wat die Messias hoor sit, is wat die Messias ons teen waarsku, né? Jy mag hom nie op 'n pedestal plaas nie. Hy het nie gekom om gedien te word nie. As jy die wet en die profete volg, sien jy die Messias soos Jahwe hom ontwerp het. Die Messias word nie groot gemaak deur 'n spesiale geboorte, menslike tradisies, kerkdogma, 'n goddelike status of 'n Romeinse teologie leer nie. As jy enige van hierdie goed aanhang, gaan jy hom dalk meer maak as wat hy was. Die Messias word groot gemaak deur sy gehoorsaamheid aan die wet, die roeping, die dienaarskap aan Israel en aan die Vader, die nederigheid waarmee hy gekom het en die sending na die verlore skape van Israel. Dit is waar sy waarde lê. 'n Mens wat dit erken, maak hom nie minder nie. Wat weet hy het gekom om Israel te herstel. Wat weet dat hy die een wat opgerig is en oor hy Israel herstel, het hy koningskap en priesterskap ontvang om te regeer tot in ewigheid. Hy is ons koning. Vader is ook ons koning en hy dien Vader, hy noem ons dan sy broers en susters. Iemand wat sê jy maak die Messias minder, onthul hulle eie tradisie, wanneer hulle het oor die geboorte van die Messias worry. Hulle sê eintlik jy volg nie my kerkbeeld Messias nie. Jy glo nie in die dogma wat ek glo nie. Jy sien nie die Messias soos die Romeinse geloof hom gevorm het nie. Want daar lê waarde in die geboorte. Daar lê waarde in die geboorte oor dit aan 'n pagan tradisie is. Die helm in die geboorte. Wat was die missie van die Messias? Maar jy glo in die Messias van die wet, want hy is die woord, die wet wat vlees geword het. Hy het mens geword. So jy kan nie sê hy was net 'n mens gewees nie. Hy was net 'n mens, dit staan so in die skrifte. Die Messias van die profete, 'n profeet soos Moses sal ek vir julle oprig. Messias wat ons God gestuur het. Hy het sy seun gestuur. Sy seun wat in sy beeld loop, sy gehoorsaamheid aan die wet loop in die beeld. Daar is soveel video's wat ek al gemaak het oor dit. Daar moet jy nie bedreig voor hoe die Messias gebore was nie. Jy mis die punt, wat het hy kom doen. Want dit kan nooit van hom al weggevat word nie, tensy jy belang in die geboorte gaan hê. Dit maak nie saak of 'n broer sê hoe hy gebore was. Daai en sy broer volg die wet of ordening en insettinge. Hy loop soos die Messias geloop het. Dit maak nie saak wat hy sê oor die geboorte nie, maar dit is nie jou salvation issue nie. Jou salvation issue is loop jy in die wette. Want as jy nie in die wette loop nie, dan mors jy die Messias se tyd, want hy het borg gestaan vir jou, sodat jy weer in die wette kan loop. Dan verlaag jy die Messias. Wanneer jy jou broer aanvat op 'n publieke platform, dan doen jy nie wat die Torah sê nie. Mag jy dit doen? Nee. Het jy hom in die agtergrond gaan, jy mag nie. Waar is jou liefde, jou naaste liefde wat die Messias jou van voorhou?
En ek wys nie vingers na mense, as hierdie jou pas dit jou, as dit nie pas nie, skraal verby. Dan het dit nie met jou te doen nie. Ek praat in die algemeen hier, dat mense moet dink en luister, en hulle sal self bepaal waar hulle sit. Die Messias self het sy kleiner plek gekies, nederigheid, want wie homself verlaag sal die Vader verhoog, en gehoorsaamheid. Wanneer mense sê, jy maak hom menslik, dan vergeet hulle, hy het homself die seun van die mens genoem. Hy het gesê, hy het gekom om te dien. Hy het Jahwe aanbid, nie homself nie. Hy het gesê, die Vader is groter as hy. Halleluja. Hy het nooit, en hy het vir die mens gesê, ek nie gekom om aanbid te word nie. Hy waarsku daarteen. As iemand hierdie woorde ignoreer, dan maak hulle hom groter as wat hy homself gemaak het. Nee, maak hom dan 'n leenaar. Dan vat jy van hom weg, niemand anders nie. Jy volg net wat hy self geleer het, wat die Messias gesê het. Die wet en die profete maak die Messias nooit 'n God nie. Die wet en profete wys dat die Messias is 'n koning is. Hy is ons herder, hy is ons leier, hy is 'n dienaar. 'n Profeet soos Moses, 'n man, 'n mens, vol gehoorsaamheid tot volmaaktheid en gehoorsaamheid. En 'n instrument van Jahwe. Hy het Jahwe kom dien. Hy het Jahwe sy profesie kom laat vervul. Maar wat hy nie is nie, hy is nie 'n goddelike wese. Hy is nie deel van die drie eenheid nie. Hy is nie 'n aanbidbare figuur nie. Hy is nie 'n superwese nie. Wat hy gedoen het, het hy gedoen deur die krag van Jahwe, deur die gawes wat aan jou gegee word deur gehoorsaamheid. As jy volgens die wet en profete glo, dan glo jy in die egte Messias. Die kerk glo in 'n ander Messias, die wettelose een. Jy maak nie die Messias minder nie, jy maak presies wat die skrif sê hy is. Die enigste manier wat jy die Messias minder kan maak, is om meer te maak as wat hy gesê het hy is. Deur hom te meng met menslike tradisie of geskiedkundige tradisie, om in 'n ander godsdienst te loop as om die wette en profete te volg, en 'n gevoel, bo wat in die skrifte staan, te kies. 'n gevoel, 'n emosie. Dis nie wat dit is nie, bly by die skrifte. Ons moet nie ons emosies in hierdie bring nie, ons moet luister na ons Vader. Nie die Torah ooit een kant te skuif nie, maar altyd volkome in die wet loop. En dit sluit in, om 'n broer te toets in wat hy sê. En jy toets hom volgens die wet en profete. As hy buite dit praat en hy sê iets verkeerd, wat nie 'n salvation issue is nie, los daai broer. Hy het 'n missie. Of hy leer nog. Maar ons is nie die een wat leer nie. Daar is net een leermeester en dit is die Vader. Ja. So broers en susters, ek maak hierdie boodskap juis vir mense wat wil stry oor 'n geboorte. Dink jy hoor, moet nie met my stry oor nie, ek wil nie met julle stry oor nie. Ek lig net 'n paar punte uit. Ek wys die logika in hierdie scenario. Dis al wat ek probeer doen. Ek hoop hierdie boodskap vind julle goed. En ek hoop dat ieder en elkeen van julle 'n geseënde dag sal hê.